kan wees. Dit lyk my dat 'n hele paar mense het gisterand weggespoel, want die kerk is byna leeg nie. Maar ons prys die Here, ons is hier, ons het ook al 3 uur vanmôre het ons water opgedroog, want alles het deur die dak gekom, jy weet. En toe gaan die krag ook nog af, jy weet, dan moet jy bietjie rondspring in die stort om water te kry, jy weet. Maar toe het ons ook sukkel om die hek oop te maak, want die hele sandbank het oor die hek se reëling gespoel. Maar hier is ons vanmôre en die Here het onderneem in alles, né? Jy kan nie glo hoe die duiwel partymal probeer dat jy verhinder word en dat jy jou geloof moet verloor en jou vertroue in die Here, en hy doen alles. Goed gebeur nie, maar net sommer so nie. Wat ek nou jou vertel, daar's een ding wat die duiwel nie van hou nie. Dis 'n mens wat gereeld kerk toe kom nie. Hy hou niks daarvan. Hy is so bang daai mens raak baie slimmer as hy. En dis hoekom verhinder hy mense om kerk toe te kom. Hy maak hulle lou in hulle verhouding met die Here. Maar ons dank die Here dat hy ons ook styf vashou, veral in 'n tyd waarin ons is, né? Nou ek wil hê dat jy graag nou die Bybel oopmaak by Johannes hoofstuk 6. Ek is seker julle het hom al daar oop, en die wat nie 'n Bybel het nie, ja, sit net langs 'n Christen, hulle sal vir jou help. Ons deel graag ons Bybels, jy weet, en dan kan jy sien wat ek lees. En dit staan alles in God se woord, né? Dit is 'n wonderlike boek hierdie om te studeer. Ek is baie lief vir my Bybel. Jy weet, hulle kan alles by my huis steel, maar hulle moet net nie my Bybel steel nie. Ek wil graag hierdie Bybel. As hulle my eendag toesluit in die tronk, gaan ek sê, gee my net my Bybel saam. En ek wil jou vertel, ons lewe in daai dae, né? Ons vervolging is nie so ver nie. Maar voordat ons die Bybel lees, wat moet ons doen? Ons moet bid, né? Ons moet praat met God. Julle kan maar hard praat, man, ek is 'n klein ouetjie. Sal nie julle seer maak nie. Ons moet bid, ons moet praat met die Here oor alles in ons lewe. Elke ding. My vriende, wie hoe wonderlik is dit dat jy met God kan oor enige ding praat. Daar's niks in jou lewe wat hy nie van weet nie. En daarom kan jy met hom daaroor praat. Net so sit ons vanmôre in die kerk. Ons moet praat met die Here oor hierdie woord wat hy vir ons gaan gee. En ons moet dit kan verstaan. En die enigste wyse hoe ons dit kan verstaan en die toepassings kan maak, as die Heilige Gees werksaam is in ons harte. Ons het hom so nodig, my vriende. Bitter nodig. So kom ons bid saam en ons vra die seën van die Here. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê vanmôre dat U so getrou is in elke ding in ons lewe. Here, ons kan dit nooit verstaan of ooit begryp nie. Dat U liefde so groot is vir ons. Dat U ons kom red het uit genade. En dat U vir ons 'n plek gegee het waar ons by mekaar kan kom en uit U woord geskool te kan word en toegerus te kan word, maar ook, Here, om geïnspireer te word. Hierdie woord is nog kragtig en hierdie woord, Here, dring deur murg en been. Dis U woord, Here, en ons pleit vanmôre dat U ook vanmôre ons harte sal deurdring deur hierdie woord, Here. Dat U woord waarheid word in ons harte. Dat die Heilige Gees die oortuigingswerk sal kom doen. Ons het dit so nodig, Here. Ons het 'n leerbare gees nodig. Want ons mense het al so slim geraak, Here. Ons vind soveel antwoorde en verskonings in. Maar Here, gee nou vir ons net 'n leerbare gees, 'n aanvanklike hart en 'n verstand wat helder van begrip is. En Here, ons staan teen elke kritiese gees, elke gees wat teenstrydig is met U woord. En ons nooi die Heilige Gees om self te spreek. Ons vra dit in Jesus naam en ons dank U daarvoor. Amen.
Ek wil graag vir ons lees hier uit Johannes hoofstuk 6. Ek is nogal baie lief vir die boek van Johannes. En daar staan van vers 1 af, daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen. En Jesus het op die berg geklim en daar met sy disippels gaan sit. En die Pasga van die fees van die Jode was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom, brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie wat 5 gars brode en 2 visse het, maar wat is dit vir so baie mense? En Jesus sê, laat die mense gaan sit. En daar was baie gras op die plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal. En Jesus het die brode geneem, en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels, en die disippels het dit aan en die disippels aan die wat daar sit, so ook van die visie soveel as hulle wou hê. En nadat hulle versadig was, sê hy vir die disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie. Hulle maak toe bymekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke van die 5 garsbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het. Toe die mense dan die tekens sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. En toe Jesus merk dat hulle wou kom om hom met geweld te neem, om hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg, hy alleen. En dan wil ek ook in verse 24 tot 26 uitlig. Toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie, en sy disippels ook nie, het hulle self ook in die skuite geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. En toe hulle hom oorkant die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie, omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Ek wil graag net tot sover vir ons lees. Weet jy, in 1979 was daar 'n sangeres met die naam van Donna Summers. Sy het 'n lied uitgebring met die naam van Enough is Enough. Sy was in 'n verhouding gewees wat nêrens heen gegaan het nie, en sy was baie misbruik en baie hartseer en trane gestort. En toe het sy by 'n punt gekom wat sy net gevoel het, genoeg is genoeg. En toe breek sy weg van hierdie verhouding af en sy skrywe hierdie lied. Ek wonder vanmôre, is dit nie nou die tyd dat ons die duiwel sal erken vir wie hy werklik is? Want hy is die outeur van sonde. Hy het al soveel mense mislei en verlei
en mense stikkend uitmekaar uit en baie hartseer en verdriet gebring, is dit nie nou die tyd dat ons ook soos Donna Summer sal sê, genoeg is genoeg nie. Want as jy regtig gaan kyk na ons mense in die wyse wat hulle lewe en die vertroue wat hulle in God het, dan sien jy dat hulle eintlik mislei is, want hulle vertrou nie volkome op die Here nie. Ons moet weer by daai punt kom wat ons sê, genoeg is genoeg. Ek wil met jou praat oor die tema, wanneer sal genoeg wees? En is 'n baie goeie vraag wat ons elkeen moet beantwoord. Ons lees in Lukas hoofstuk 12 van die ryk dwaas. Terwyl sy gesaaides baie goed gedra het, toe dink hy by homself, waar gaan ek alles stoor? Hy sê, ek gaan my skure baie groter maak, en ek sal alles stoor, en ek sal lekker lewe, en ek sal gemaklik lewe, en ek sal 'n bietjie rus en ontspan. Maar hy het nie vir God in gedagte gehad nie. En toe kom die Here en sê, jou dwaas, in hierdie nag sal ek jou siel van jou eis. Jy sien, wanneer jy jou skure volmaak van die selflewe en jy sluit God buite jou lewe uit, dan sal jy net soos hierdie ryk dwaas wees, wat die stem van God sal hoor wat sal sê, jou dwaas, in hierdie nag sal ek jou siel van jou eis. En dis wanneer 'n mens hierdie vraag moet vra, wanneer sal genoeg wees? En ek wil dit graag hê dat ons 'n antwoord vind hier in Johannes 6, want jy sien, in hierdie hoofstuk van Johannes 6, vind ons 'n skare van mense, wat dieselfde gesindheid het, as die ryk dwaas. En dit is 'n probleem ook in die dag wat ons lewe. Ons nader Kersfees 2025. En ek wonder of jy al gekyk het na die gesinne en families en vriende, dan sien jy hoe mense selfsugtig lewe, sonder om God in ag te neem. Weet jy dat in al 4 die evangelies vind jy hierdie vermeerdering van die brood en visse. Behalwe in Johannes, het Johannes die gesindheid van die skare bygevoeg. En dis hoekom ek so hou van Johannes, want hy skryf alles so in detail neer. En ek wil hê dat ons iets daaruit sou leer vanmôre. Dat ons nie hier sal uitstap en maar dieselfde bly nie, maar dat iets hier binnekant in die hart moet verander, en dat ons die antwoord sal kry, wanneer sal genoeg wees. Nou die eerste gedagte wat ek wil hê, dat jy moet raak sien, daar is 'n toets vir alle mense. Daar's 'n toets vir alle mense. My vriende, as jy nog nie getoets word nie, gee net so 'n bietjie tyd, die toets gaan kom. Ons vind vir Jesus met sy disippels, hulle het op die berg gaan sit, en dan merk Jesus op die skare van mense wat na hom toe kom. Die Bybel praat van net die mans was 5000 gewees. Want net die mans was getel gewees, maar daar was vrouens en kinders ook gewees. En dit was regtig 'n baie groot skare van mense. En nou Filippus sit hier reg langs Jesus, en toe stel Jesus vir hom 'n vraag. En hy sê, Filippus, waar gaan ons brood koop vir so baie mense, sodat hulle iets kan eet? Is 'n vraag wat ook na ons toe kom in ons dag.
Ou Filippus, ek dink hy het hom byna dood geskrik, want hy het sy somme gemaak, jy weet, en hy het gesê, dit is eintlik maar 'n onmoontlike saak, want nie soveel geld kan ons het nie eens genoeg om vir almal van hulle iets te kan koop nie. Hy wat eintlik sê, dis onmoontlik. En dis die plek waar baie mense hulle self bevind in ons dag. Wanneer hulle vaskyk in hulle omstandighede. En ons kyk na ons bietjie salaris wat ons kry, en dan vra ons maar, hoe sou ons dit maak hierdie maand? Hoe gaan ons dit regtig tot die einde van die jaar kan maak? Want alles het so duur geword. Maar die mensdom vergeet, net soos Filippus, dat die een wat die onmoontlike kan doen, sit reg langs hom. My vriende, ons almal gaan getoets word, veral in hierdie dae. En God gaan skeiding bring. Hy gaan skeiding bring binne die kerk, want baie mense ry net saam, maar hulle is nie in vertroue en geloof in hom nie. Ek wil jou vanmôre sê, daai toets is nie 'n maklike toets om te beantwoord nie. Want ons kyk vas na ons menslike denke en omstandighede, maar ons kyk nie op na die lewende God nie, wat die onmoontlike kan doen nie. En Filippus, wat al menigte van die wonderwerke beleef het, gesien het wat Jesus kan doen, hy het nie geweet wat om te antwoord regtig nie. Want jy sien, hy was nog in sy vlees gewees, vleeslike gedagtes. En ons is self skuldig daaraan, dat wanneer dinge met ons gebeur, dan het ons regtig nie 'n antwoord nie. En dan sê ons, dis onmoontlik. Ek wil vandag vir jou sê, as jy by die plek is waar Filippus is, dan wil ek jou inspireer. Want die Here Jesus het beloof, hy sal met ons wees tot die volëinding van hierdie wêreld. Hy sal jou nooit teleurstel nie. Hy sal jou nooit verlaat of alleen los nie. Maar dat ek en jy die vertroue in hom moet hê. Gelowig die pad moet stap en weet, daar is niks vir hom onmoontlik nie. My tweede gedagte wat ek wil hê raak sien is, dat niks is in werklikheid onmoontlik vir hom nie. Daar is niks wat hom kan stuit nie. Een van die disippels kom daar en sê, Here, hier is 'n seentjie met 5 gars broodjies en hy het 2 visse by. Maar wat is dit nou vir so baie mense? Jy sien, hy het ook gesien, dit help tog nie. Want hulle sit maar dieselfde bootjie as ons. As jy na jou, die bietjie wat jy het in jou hande kyk, dan sê jy maar net soos hy, wat help dit vir so baie? Ons was al baie op daai plek. In my 40 jaar saam met die Here was ek al baie op daai plek gewees. Maar wie God is so getrou, want niks is vir hom onmoontlik nie. En wie die Here Jesus vat die visse en die broodjies en hy sê vir hulle, laat die mense sit op die gras. En dan neem hy dit en hy dank. Dan begin hy die brood net uit te deel aan die disippels en die disippels moet aan elkeen gaan uitdeel aan buitekant, so ook die visse, jy weet. En toe hy klaar is en almal is versadig, toe sê hy vir die disippels, luister, gaan tel die brosstukke op. En hulle tel 12 mandjies op. 1 mandjie vir elke disipel wat getwyfel het. En daar is 1 mandjie vir elke maand van hierdie jaar, vir elkeen wat getwyfel het wie hy werklik is.
My vriende, eendag gaan daai mandjies teen ons getuig. Want ons het nie die vertroue en die geloof in God nie. Hy het nog nooit verander nie. Dis ons wat verander. Dis ons wat verander van denke. Maar nie hy nie. Hy is nog dieselfde God wat alles moontlik kan maak. En ek kan daarvan getuig. Ek is al 40 jaar op sy pad. En laat ek jou vertel, in die 40 jaar was ek al baie getoets. En elke keer het hy deurgekom. Want hoekom? Hy is God. Hy sit op die troon. En weet van alles. Ek is 8 karre gery waarvan ek nie 1 betaal het nie. Ek het almal van hulle klaar gery. En ek was al deur baie dinge en baie storms, baie trane gehad, maar in alles was hy getrou. Vir hom is niks onmoontlik nie. Ek sal nooit vergeet toe ons Madagaskar toe gaan. Toe kom ek daar in Johannesburgstasie en daar kom 'n vreemde man na my toe. Ek het nog nie eens die groep gesien nie, wat ek mee saam moet gaan nie. En hy sê, luister, gaan jy Madagaskar toe? Ek sê, ja. Hy sê, luister, ek weet nie vir wie dit is nie, maar hierdie koevertjie moet jy in die persoon se hande sit. En ek vat die koevertjie by hom en ek bedank hom en ek druk hom hier in my baadjiesak. En ek ontmoet toe die groep en ons is toe in die vliegtuig en toe ons in Madagaskar land. My vriende, dit is nie soos ons lughawens nie. Daar is nie 'n plek waar jy jou tas gaan afhaal. Hulle laai jou tas om in die hand tussen die gras af. En hulle het so 'n klein silindertjie waar daar staan, net in geval die vliegtuig aan die brand steek. Maar weet ons nou daar, die mense wat ons moet kom haal, toe kom hulle daar met 'n ander kar. En die een man hoor ek, een dominee vra toe vir die drywer, maar waar's die Land Rover? Hy sê nee, hy staan daar by die huis, maar die wiele is klaar, die tyres is klaar, hy het nie meer bande om te loop mee nie. En hy vra toe vir hom, hoeveel gaan dit kos om die bande te vervang? Hy gee toe 'n bedrag, en skielik tref het my, hierdie koevert hier binne in my sak. Ek wonder of dit nie vir die bande is nie. En ek haal die koevert uit en gee dit vir die dominee en ek sê vir hom, 'n man het op Johannesburg lughawe vir my hierdie koevertjie gegee vir iemand hier. En hy maak hom oop, toe is dit presies die bedrag vir die bande van die Land Rover. Jy sien, God weet alles. Niks is vir hom onmoontlik nie. Maar ek en jy moet dit glo, my vriende. Die probleem is, wanneer Jesus nie meer genoeg is nie, dan klop die hel aan jou deur. Wanneer hy nie meer genoeg is nie, hy's voldoende vir alles wat ons mag nodig hê in hierdie lewe, en hy sal onderneem, mits ek en jy binne sy wil bly. Maar daar is 'n laaste gedagte wat ek met jou wil deel. Weet jy, daar is 'n verskil tussen 'n hand en 'n hart. Daar is 'n groot verskil. Ons vind dat Jesus het, nadat hy die skare gevoed het, toe wou hulle hom met geweld koning maak, en dan lees ons dat Jesus het weggegaan. En toe hulle die volgende môre wakker word, toe is Jesus en die disippels ook nie meer daar nie. En hulle klim in die skuite en hulle gaan soek vir Jesus. En hulle vind hom. Dan sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Dan sê Jesus vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, julle het nie gekom om vir my te soek nie, maar omdat julle die brood geëet het en versadig geword het. Want jy sien, Jesus ken die gedagtes en die harte van elke mens. Hy het geweet dat alwaarna hulle kyk, is sy hand van voorsiening. Maar hulle het nie na sy hart gekyk nie. My vriende, te veel mense in ons dag doen dieselfde fout as die skare van mense.
Hulle kyk na die hand van die Here en alles wat hulle wil hê kom net uit sy hand uit, maar hulle kyk nie na die hart van die Here en vir die rede waarom hy gekom het nie. Hy het gekom om te soek en te red wat verlore is. My vriende, God kan voorsien en hy wil voorsien. Maar ons moet tog kyk na sy hart, nie na sy hand nie. Want as jy sy hart raak sien, sal sy hand ook uitkom na jou toe. Maar die probleem is, ons kyk net na die hand. Weet jy hoeveel mense kom kerk toe? Net vir daai kospakkie. Hulle kom net vir een doel. En is in alle reg oor ons land. Gaan kyk maar. Een doel. Hulle kyk net na wat hulle uit die hand uit kan kry. Hulle hoor nie eens die woord nie. Stap hier uit met daai kos, ons het iets om te eet. Dis al waaroor dit gaan. Wie wat sê Jesus in Matteus 4 vers 4? Hy sê die mens sal nie net leef van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. My vriende, as die brood jou versadig maak en jy's gelukkig met die brood, dan klop die hel aan jou deur. Want ons kan nie net van brood lewe nie, ons moet van elke woord van God lewe. Weet jy wat in Exodus kan jy gaan lees, hoe die Israeliete gekla het. En Moses was al moeg vir hulle geklaarheid, want nou soek hulle nie meer die brood nie. Weet, die manna wat die Here gestuur het, het geproe soos brood. Maar hulle was moeg daarvan. Hulle sê, ons soek vleis, man, ons soek vleis. Ons is moeg vir die brood. Toe stuur die Here vir hulle vleis. En weet jy dat die Here het 'n geweldige slag onder hulle geslaan, en hulle het gesterwe met die vleis tussen hulle tande. Want hulle het nie verder gedink, waaroor gaan alles nie. Ek wonder, of ons nie ook maar net so geword het nie. Dat ons net nie genoeg kan kry, van die dinge van hierdie wêreld nie. Maar hy het gekom vir baie meer as dit, om sy lewe te gee vir elkeen van ons. My vriende, die dag as brood alles vir jou is, dan weet ons niks van hom nie. En dan klop die hel aan ons deur. Weet jy hoeveel mense sien ek op Facebook en op WhatsApps? Hulle sê, ag, as ons maar net kos op die tafel het, dan is ek tevrede. Net kos op die tafel. Niemand praat oor die woord nie. Niemand praat oor Jesus en die rede waarom hy gekom het nie. Hy sal vir ons sorg. Weet jy, ek het by Delmar Hostel, het ek 2 tafels uitgesit. En ek het by Albany bakkery 'n klomp brode gekry. Toe sit ek op die een tafel 'n klomp brode en op die ander tafel sit ek Bybels. En ek het 'n boodskap gebring oor die woord van God en van die brood van die lewe. En op die einde gee ek vir elkeen 'n keuse. Ek sê, jy kan vandag kies of 'n Bybel of 'n brood. Weet jy dat die meerderheid van hulle het die brood gevat? Net 3 manne het 'n Bybel gevat. Toe gee ek die res van die brood vir hulle. Is dit nie ons probleem nie? My vriende, waarna kyk ons vandag? Kyk ons regtig in die oë van die brood van die lewe? Of kyk ons na die fisiese brood wat net versadig en vergaan? Ek wil vandag vir jou sê, hy is baie meer as dit. En hy is dit waardig dat ons sal kies vir hom en sy woord. Dat ons daarvoor sal staan. Want hoekom? Hy sal sy hand uitsteek na jou. En hy sal voorsien in al jou behoeftes. Maar dan moet ons na sy hart kyk en binne sy wil en plan lewe. Ek wil afsluit. Weet jy dat hierdie selfde skare van mense
Hulle het op die ou end, hy het hulle gevoed met sy eie hande. Hy het kilometers geloop met daai voete, om die goeie nuus aan hulle te bring, en te soek wat verlore is. Maar op die uiteinde van dit, het hulle geskreeu, kruisig hom, kruisig hom. Toe draai hulle teen hom. En hulle het hom 'n kruis op sy rug gesit, en het hom vasgespijker, sy hande deurboor wat hulle versorg het, en hulle het sy voete deurboor wat die goeie nuus gebring het, en sy bloed het gevloei, en weet jy wat, dit was nog nie genoeg nie. En is nog steeds dieselfde probleem in ons dag, hy is nog nie genoeg nie. Ons wil Jesus plus dit, plus dat. Gaan luister maar na die baie kerke wat hulle preek. Jy het nodig vir Jesus plus dit. Hy is nie genoeg nie. Ek wil vandag vir jou die antwoord gee. Weet jy wanneer gaan genoeg wees? Wanneer mense by die poorte van die hel instap, gaan hulle uitvind, maar hy was voldoende. Hy was genoeg, en ons was onvergenoegd. My vriende, ek wil vandag vir jou sê, die Here se begeerte is nie dat 'n mens in die hel moet beland nie. Hy het nie die hel geskep vir die mensdom nie, maar vir die duiwel en al sy trawante. Maar is uit eie keuse dat ons die poorte van die hel ingaan, omdat ons dink, hy is nie genoeg nie. Hy is voldoende vir alles in hierdie lewe. My vriende, ek ken nie jou lewe nie. Ek weet nie waarvoor jy arbei en sweet en dinge doen nie. As dit vir die koninkryk van God is, dan dank ek die Here vir jou. Maar as dit net gaan om die brood, dan sit jy die pot mis, my vriende. Ek wil vandag vir jou vra, ondersoek jou eie hart, en kyk of jou lewe draai om hom. En is dit waarvoor jy lewe? Wat hierdie woord sê vir ons een en uitsluitlike doel, is om God te verheerlik, wat eenvoudig beteken, dat hy sal glimlag oor ons lewe. Glimlag hy regtig oor jou lewe. Ek wil vandag vir jou vra, as jy eerlik is, dat jy nie by daai deur sal uitstap, en jy weet jou saak met God is nie reg. Hier is Domies Dani, hier is van die kerkraad hier, ek is hier, graag saam met jou bid, maak hierdie saak reg, jou tyd loop uit, hy is die enigste waarheid, hy is die waarheid, die weg en die lewe, in hom vind ons voldoende genade, want hy het alles vir ons betaal. Kom ons bid saam, en ons vra die Here om ons te help. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê, Here, vir die kosbare woord, Here, baie dankie, dat U ons elkeen in gedagte hou, en dat U weet waarvan ons gemaak is. Daar is niemand wat vir U iets kan vertel van 'n mens nie. U ken ons begeertes, U ken ons denke, en U weet waarvoor ons lewe, elke dag van ons lewe. Ek vra asseblief, Here God, dat U ook vanmôre kom werksaam wees in elke hart, en ons voor die waarheid sal bring, dat ons werklik kan sien, open ons geestesoë, dat dit sal verhelder, dat ons kan sien, dat ons vir U moet lewe. U is die ware brood, U alleen versadig. Ek vra asseblief, Here, laat die Heilige Gees die oortuigingswerk doen. U ken elkeen hier by die naam. U ken hulle lewe by die huis, by die werk. U weet wat in hulle lewens aan die gang is. Mag dit wees
dat hulle lewe vir U en U koninkryk. Ag Here God, ons bid ook vir elkeen wat hier is en wat 'n behoefte het aan gebed. Ag Here, laat die Heilige Gees hulle oortuig om agter te bly en dat hulle die regte besluit sal maak. Here, ons lewe in die laaste dae, finale tye. Ons weet nie hoe lank nog nie. Maar Here, help vir ons om nie te speel met dit wat U aan ons toevertrou het nie. Maar dat ons werklik sal lewe vir U en U koninkryk. Seën dan elkeen in 'n besondere wyse. Gee wysheid, insig. Ons bid U guns op hierdie gemeente vir Domies Dani. Ons bid vir gesondheid vir hom. Dat U die virus wat in sy liggaam is sal verwyder in die naam van Jesus. Dat U met Karen sal wees, Here. Ag, ons dink aan Hans, Here, ons vra asseblief dat U ook hom versterk innerlik. Gee hom wysheid en insig en laat U guns met hom wees in alles wat hy aanpak. So ook met al ons boere in die omtrek, Here. Ons het nou baie reën. Baie kan nie eens in die lande ingaan om die wintergesaaides af te haal nie. Maar ons weet dat dit ook selfs dit ten goeie mee sal werk. Want U het 'n plan. En U is besig om in Suid-Afrika te werk. En Here God, ons verlang so dat U herlewing sal kom skep in hierdie land wat so goddeloos geraak het. Here, kom maak U naam bekend. Ag Here God, ons bid tot U, ons pleit by U om ons mense die ellende te spaar, Here, en hulle oë sal oopgaan en dat hulle sal terugdraai na U. Ag Here, vul ons kerke weer. Vul ons preekstoele met godsmanne wat kan sê waarlik so sê die Here. Ons bid, Here, dat U ons hierdie jaar goed sal laat afsluit in 'n verhouding met U en dat ons U sal verheerlik. Ek bid dit alles in Jesus se wonderlike naam en ek dank U daarvoor. Amen.